gaan sonder dat ons saam bid nie en sonder dat ons saam uit die Bybel uit lees nie. En ons gaan dit ook doen in hierdie erediens vanmôre. Ons bid op baie maniere. Ek gaan vir u voor, maar u neem ook deel deur saam te sing. U lof, u behoeftes, u belydenis uit te sing, waar ons op 'n wysie aangrypende woorde aan die Here opdra. Maar u is hier en in en deur u is God ook teenwoordig. Die Here is so naby soos die mens langs my. Daarom baie welkom in hierdie erediens. Mag u iets kry vanmôre, al is dit net 'n oomblik van stilte, al is dit net 'n oomblik waar u dit kan regkry, om die spanning en die uitdagings van die wêreld daar buite net 'n oomblik agter te laat en te sê, kom ek raak stil, tussen my vriende, tussen my familie, dit wat ons bind, die bloed van Jesus. Kom ons raak stil en ons weet, God is hier teenwoordig. Kom ons aanbid hom, kom ons luister na hom, kom ons beleef iets daarvan ook in hierdie erediens. Mag dit vir u waar wees in hierdie môre. Daarom, my liewe broer en suster, omdat hierdie erediens in die naam van die Here Jesus plaasvind, is dit my voorreg om vir u te sê dat hy u welkom heet en vir u sê genade en vrede. Dit wat Jesus verdien het, behoort nou aan u. Genade en vrede. Mag die Here Jesus sy liefde in u lewens meer word deur die werking van die Gees. God almagtig is u Vader. Ook in ons bundels. My broers en susters, ons gaan lees uit die boek Handelinge. Ons is nou al reeds die 3de Sondag, 4de Sondag wat ons daarmee besig is. In die begin van sy evangelie sê die skrywer, hy skryf aan 'n persoon. Ons weet nie of dit 'n denkbeeldige persoon of werklik iemand was nie. Die oorlewering wil tog hê dat dit werklik 'n hoëgeplaaste Griekse amptenaar was wat 'n Christen geword het en wat navraag gedoen het by Lukas. Hy sê, Lukas, daar by julle in Palestina het nou baie dinge gebeur. Ek hoor daar's iemand wat sê hy is die seun van God, 'n verlosser, en die hele wêreld is nou in beroering. Die berigte begin ons hier in Rome ook bereik van die Christendom, die nuwe sekte wat ontstaan het. Wat weet jy daarvan? En Lukas, wat van beroep 'n mediese geneesheer was, ons kan sê in ons taal, hy was 'n wetenskaplike wat op 'n sekere manier sy feite bymekaar gemaak het en 'n beredeneerde, goed ingeligte menings gehad het. Hy sê vir Theophilus, hy sê, ek het my voorgenem om nou vir jou berig te gee en ek het goed navorsing gedoen en ek sit dit nou vir jou op skrif. En dan skryf hy sy evangelie. En dan in hoofstuk 1 van Handelinge verwys hy weer na daardie, en hy sê vir hom, maar ek gaan nou vir jou nog 'n ding skryf. Dit het nie gestop by die hemelvaart nie. Hier het nou nog goed te gebeur. Die ding wat nou hier gebeur het, hierdie man wat sê, dit is Jesus, ons het nie 'n portret van hom nie. Daar's nie 'n afbeelding van hom gemaak nie. Hy het nie eens 'n boek geskryf nie. Daar's nie 'n video gemaak in die koerant het nie juist oor hom geskryf wat hy gesê gedoen het nie. Hy het dood net vir die mense gesê, gaan vertel die mense van my. En hy het 'n klompie eenvoudige mense uitgekies, nou nie grand mense nie. Sommige doodgewone werkersklas mense het hy uitgekies. En gesê, ek vertel vir julle, en julle het nou gesien wat ek doen. Gaan vertel my storie. Maar dit wil nie stop nie. Die Jode probeer dit keer. Die Romeinse owerheid probeer dit keer. Maar hulle kry hierdie man se storie nie gestop nie. Om die waarheid te sê, al meer mense, duisende mense, in elke gemeenskap, begin nou glo in hierdie man. Hulle volg hom. En wie wat Theophilus? Hulle is nogal nie te bad nie. Hulle lewe heel mooi. Hulle lewe anders. Hulle kyk na mekaar. Hulle word nie kwaad nie. As mense hulle seermaak, beklei hulle nie terug nie. Hulle is lief vir mense. Al antwoord die mense met haat en nait teen hulle. Hulle is 'n aanwins. Hulle doen goeie dinge. Hulle is besig om die wêreld 'n beter plek te probeer maak. Want hulle sê, hulle ken die ware God. En weet jy, Theophilus, ek dink hulle is reg. Kom ek vertel jou wat alles gebeur het in hierdie tyd. Die werk van die Heilige Gees, die werk van die apostels. En so ontstaan die boek Handelinge, waarin daar vir ons opgeteken word wat die geskiedenis is. In ons skat min of meer rondom 65 na Christus was hierdie boek reeds geskryf deur Lukas. Hoekom ons dit sê is, die boek sê niks van Jerusalem se verwoesting nie.
En dit was so groot gebeurtenis. Ek is seker, en die geleerde mense seker, Lukas sou minstens verwys het na die verwoesting van Jerusalem. Maar dit is nie opgeteken nie. So toe dit gebeur, was die boek klaar geskryf. Ons vermoed rondom 65 na Christus, Jerusalem is verwoes ongeveer 72 na Christus, 7 jaar na die boek waarskynlik omtrent klaar geskryf was. Die boek Handelinge is volgepak met sogenaamde toesprake of redevoerings. Lukas die skrywer stel mense aan die woord. Hy laat Petrus praat op Pinksterdag. Hy laat Paulus praat tussen die Grieke. Hy laat klomp mense praat. Ek reg onthou, ek is nie heeltemal seker as ek reg onthou, ek praat uit my kop, ek dink min of meer 34 sulke toesprake of redevoerings, maar klomp, meer as 30. En ons gaan nou van dit lees vanmôre in Handelinge 10. Interessant dat die boeke eintlik twee, as ons nou menslik gesproke, dit gaan eintlik oor die werk van die Heilige Gees, maar daar is 2 hoofkarakters. In die eerste deel van Handelinge is dit Petrus, die leier van die kerk in Jerusalem tussen die Jode, en dan eintlik die tweede helfte van die boek, en ons begin eintlik by hoofstuk 10 met die oorgang, kom daar 'n nuwe karakter, wat nou die hoofrol speel, en sy naam was Paulus. So dit gaan eers oor die verbreiding, die uitbreiding van die evangelie in Jerusalem en omgewing, en dan gaan dit oor om die evangeliese uitbreiding in die hele wêreld, tot op Vallards. Ons word nie direk genoem nie, maar ons word geïmpliseer in Handelinge. Jy weet ons name, ene name staan ook in die Bybel. Net mooi kyk en raak lees, sien jy, daar staan baie plekke, elkeen wat die Here Jesus ken en liefhet, is 'n kind van God. Ek vra altyd my katkesante, wie is elkeen? Nou, weer een ding gesê, is jy ook elkeen? Ja, sê, daar is hy. Skryf jou naam daar. As die Bybel sê elkeen, dan kan ek my naam, dat ek die reg en die toestemming, ek kan my naam daar skryf. Elkeen is een ek, vanmôre. Ek gaan vir u 'n bietjie agtergrond gee. Die gedeelte wat ons hier gaan lees vanmôre word ook genoem die heiden Pinkster, of die tweede Pinkster. Ons weet van Pinkster, in die eerste 2 hoofstukke van Handelinge, Pinksterdag, waar die Heilige Gees uitgestort is, sigbaar, hoorbaar, die geluid van 'n wind, soos in 'n vuur, en dan praat die mense in ander tale. Dis eintlik 'n taalwonder, want die mense kon verstaan, dit was nie onverstaanbare geluide wat gemaak is nie, daar het mense in tale gepraat, sodat ongeag die taal wat die mense daar as hulle eie beskou het, kon hulle die groot, dit staan letterlik in Handelinge, kon hulle hoor die groot dade van God. Hulle kon die evangelie hoor en verstaan. So dis 'n vertaalwonder, eerder as wat mense geluide gemaak het onder die werk van die Heilige Gees. Ander dag meer daaroor. So ons praat oor die heiden Pinkster hier, want hier sien ons eintlik 'n tweede uitstorting van die Heilige Gees, en word die tree gegee om die evangelie uit die bande van die Jodendom te laat losbreek. Die bevryding van die evangelie uit die Jodendom, om uiteindelik ook vir u en my te bereik. En dit is 'n baie belangrike insig, en ek sê dit aan die begin, sodat jy dit ook kan hoor. As dit nie vir hierdie gebeurtenis hier was nie, dan sou ons nie vandag kerk in Suid-Afrika gehad het nie. Ons sou waarskynlik hoegenaamd nie eers hier gewees het nie. Of het nou regtig beter gewees het, ons kon dalk in Oekraïne geleef het, of in 'n ander plek, of selfs in Iran, waar 'n mens nie vandag eintlik wil wees nie. Daar's een begrip wat ek ook net 'n paar opmerkings wil maak, omdat dit ook hier ter sprake wil kom, en ek wil die lees van die verhaal nie onderbreek om dit vir u te verduidelik. Dit gaan in Handelinge oor bekering. Om die waarheid te sê, daar's baie goeie studies oor die begrip bekering in Handelinge. Een van ons top vroue teoloë het haar doktorale studie gedoen oor die begrip bekering in Handelinge. Wat is bekering? U weet, ons praat baie van bekering, dis een van die elemente van die huisorde. Daar kom 'n tyd in my lewe dat ek oortuig raak dat ek 'n kind van die Here wil wees. En dis die menslike reaksie op die wedergeboorte wat God in my bewerk. Hy oortuig my, wees my kind. En dan neem ek doelbewus met my gedagte, met my hart en met my oortuigings, neem ek 'n besluit om te sê, ek gaan stop om weg van die Here af te lewe. Ek draai om, want dit is wat die woord letterlik beteken, om te draai. Ek draai my sig na die Here toe. Ek word nie met eens 'n sondelose mens nie. Maar ek weet verseker, die Here het vir al my sondes betaal. Ek is vrygespreek. Vir God is ek vry van sonde. Ek is vergewe. Ek is nuut gemaak.
En dan begin ek op 'n pad van heiligmaking en dan probeer ek letterlik die sondes in my lewe, die dinge wat tot oneer van die Here en tot las vir my medemense, draai ek een vir een nek om en ek gooi dit weg en ek sê nee, dit wil ek nie doen nie, dit mag ek nie doen nie, dit kan ek nie meer doen nie, want ek is nou 'n kind van die Here. Dan begin ek 'n pad stap saam met die Here. Maar daar moet 'n tyd in 'n mens se lewe kom, party mense doen dit onbewustelik, dat ek kies vir die Here. En as 'n mens gaan kyk na bekering in die Nuwe Testament en veral in Handelinge, dan sien 'n mens dat daar geen patroon nie. Daar is sekere kerkgroepe wat sê dit moet so gebeur. En as jy dit nie so beleef het nie, dan het jy nie regtig tot bekering gekom nie. Weet nie hoe lees hulle die Bybel nie. Want net in die boek Handelinge sit professor Elna Meton in haar studie vir ons dit pragtig uiteen hoe dat daar verskille is. Daar 3000 mense bymekaar gekom op Pinksterdag. 'n Massa bekering. 3000 mense op een dag en ons dink dit kan selfs meer wees. Hulle was Jode. Hulle het die Ou Testament geken. Hulle kom daai dag tot bekering. Paulus word met 'n wonderwerk in 'n oomblik tot stilstand geruk deur die Here en hy kom daadwerklik tot bekering. Saam met my in die klas was 'n ouetjie met die naam van Heider Reitman. Hy was 'n Satans aanbidder in Bloemfontein. Dit is een van die mees aktiewe Satans aanbidders omgewings in ons land is in Bloemfontein. Hierdie mooi Vrystaatse dorpie. Hy het daadwerklik tot bekering gekom en hy het sy geloof anders beleef as baie van ons. Ek weet nie wanneer ek tot bekering gekom het nie. Waarskynlik die aand toe my ma vir my vertel het hoe groot die skepping is. En iets vir my vertel het van die grootheid van God. Daar iets in my losgekom. Ek weet nie. Elkeen van ons het ons eie verhaal. En as ons gaan kyk na die Ethiopiër wat langs Filippus op die wa sit en hy vertel vir hom bloot. Filippus vertel vir hom van Jesus. En hy sê, wow, ek wil ook hierdie Jesus aanbid. En hy word gedoop en hy is 'n kind van die Here. En soos daar mense wat ons nie weet eers hoe hulle tot bekering gekom nie. Wat ons wel verlees is dat daar staan in die Bybel aan die einde van hoofstuk 2 van Handelinge, die Christen het so indruk op mense rondom hulle gemaak, die Here het baie gelowiges bygevoeg tot die gemeente. Dat mense volgens u en my voorbeeld tot bekering kom. As mense wat mooi lewens lei en uiteindelik eindig as getuigende kinders van die Here. Die opvallende is in Handelinge, en dis een van die gevolgtrekkings van die studie, daar is nie 'n patroon nie. Want die oomblik as ons sê, jy moet op 'n sekere manier tot bekering kom, dan beperk ons eintlik die Here self. En ons moet nooit die Here beperk hoe mense tot bekering kan kom. Die Here werk met elke mens op sy eie manier, op sy eie tyd. Ek weet van mense wat op hulle sterfbed tot bekering gekom het. Is dit 'n beter bekering? As die ou wat tot bekering gekom toe hy 15 jaar oud was? Kyk die Here anders na hom? Ek weet nie. Dit lyk nie vir ons so nie. Dit is nie wat die Bybel sê nie. Dis hoekom Handelinge leer onder andere vir ons. Die Here loop met elke mens sy eie pad. Ook met een my. Wat ons ook opval van bekering, is dat dit dikwels gepaard gaan met 'n krisis. Dit gaan byvoorbeeld gepaard met 'n krisis soos by Stefanus. Ons daaroor 'n paar sondae gelede het ons by daai stuk geskiedenis stilgestaan. Daar breek vervolging uit. En die Here het die vermoë om van hierdie krisis 'n geleentheid te maak. Die mense vlug vir hulle lewens. En oral waar hulle heen gaan, vertel hulle van Jesus. En mense kom tot bekering. Ons moet nie beperkings op die Here plaas nie. Ons moet weet, ons moet altyd beskikbaar wees. Want net dalk gebruik die Here een van ons om iemand na die Here toe te lei. Wat ons nou gaan lees, is die verhaal van Petrus, die leier van die kerk op daardie stadium, 'n ras-egte, trotse, stywe nek Jood, wat vir 'n groot deel van sy lewe en bediening gedink het, die evangelie van Jesus is net vir die Jode. En ons lees van Cornelius. Hy was 'n Romeinse leeroffisier. Hy het waarskynlik so, ons is nie heeltemal seker nie, so rondom tussen 200 en 600 mense onder sy bevel gehad. In ons moderne tyd, u wat nou weermagrange ken, so hy dalk die rang van min of meer hier by 'n kaptein of majoor gehad het.
in die weermag, as hy nou vandag in 'n westerse weermag sou gewees het. Centurion is sy naam. Centurion beteken letterlik hoofman oor 1000, maar hulle was net selde 1000 mense op 'n slag wat gehad het, maar 'n redelike sterk rang, nou nie 'n generaal of 'n baie hoë rang nie, maar 'n redelike ou wat in 'n klein gemeenskap nogal aansien sou gehad het. Maar hy was 'n Romein, hy was 'n heiden, hy was nie 'n Jood nie. En dis hierdie wonderlike verhaal wat in 6 episodes vertel word. Nou dis 'n bietjie te lank om alles nou deur te lees. En met hierdie stukkie agtergrond rondom wat bekering is, dat ons nie vir die Here moet voorskryf nie, dat die Here werk soos hy wil, op sy manier, met elke mens op 'n unieke manier. Dat Petrus die Jood was, dat Kornelius die heiden was, eintlik uitgesluit in die evangelie. Nou kan ons gaan lees in Handelinge 10, bladsy 150. Die opskrif is ook dan nou Petrus en Kornelius. Ek lees vir julle nou die heel nuwe vertaling. Ek is jammer as dit 'n bietjie moeilik is om uit 'n ander vertaling te lees, maar tog is dit ook lekker om ook die wisseling daarvan te sien. Handelinge 10 by vers 1, ek gaan heel wat uitlaat sodat ons net die hooflyne van die verhaal kan volg. En dan wil ek van vers 34 tot by vers 43, die laaste 9 verse voor vers 44, wil ek dan vir die 5de episode lees. Ons sal later in die jaar waarskynlik terugkom weer na vers 44, daai laaste stukkie. Kom ons begin lees op bladsy 150 in my Bybel, min of meer daar in u Bybel. Handelinge 10 vers 1. Daar was 'n man in Caesarea, bekend as Cornelius, 'n centurion van die sogenaamde Italiaanse kohort van soldate. Hy het ook sy hele huis, wat godsdienstig en godvreesend was, baie liefdadigheid aan die volk bewys en gereeld tot God gebid. So op 'n manier het hy die God van die Jode of van Israel, die enige God op daardie stadium, het hy dalk nie bewustelik nie, maar onbewustelik was hy godsdienstig. Hy het die Here erken in sy lewe. Hy het in die 9de uur van die dag in 'n visioen duidelike engel van God na hom sien binnekom wat vir hom sê, Cornelius. Hy het stip na hom gestaar en beangs gevra, wat is dit meneer? Toe antwoord hy hom, jou gebede en jou liefdadigheid het tot 'n gedenkoffer voor God opgestyg. Stuur dan nou mans na Joppe, om iemand met die naam van Simon, ook bekend as Petrus, te gaan haal. Hy gaan tuis by 'n sekere Simon, die leerloier, wie sy huis langs die see staan. Toe die engel wat met hom gepraat het weg is, roep hy 2 van sy huisbedienis en 'n godvreesende soldaat, een van hulle wat hom dien. En nadat hy hulle alles vertel het, stuur hulle na Joppe. Episode 1. Die Here verskyn aan Cornelius, hy sê vir hom, ek sien jou raak. Wanneer het die Cornelius tot bekering gekom? Ons weet nie, dit is 'n bekeringsverhaal. Ons lees, Cornelius wou 'n kind van God wees, hy was dit eintlik in 'n mate alreeds, maar hy verstaan nog nie die volle omvang van die evangelie nie. En nou lees ons wat het met hom gebeur. Episode 2, begin by vers 9. Die volgende dag, terwyl hy op reis was en amper by die stad, het Petrus, en dit is interessant, nou weer 'n bietjie vroeër in die môre, vroeg net na dagbreek, ongeveer die 6de uur, na die dakstoep opgeklim om te gaan bid. Hy het honger geword en wou eet. Terwyl hy besig was om maaltyd voor te berei, het hy in 'n geestesvervoering geraak. En dan ken jy die bekende beeld, toe sien hy uit die hemel uit 'n linne doek wat aan 4 hoeke vasgemaak is en laat sak word vir hom met 'n klomp onrein goed. Dis nou varkvleis, hierdie goed wat jy sê uithaal wat so aaklig as jy hom kyk wie vir hom weghardloop, al daai goeder wat die Jode verbied was om te eet. En die Engels vir hom eet. Hy sê nee, Here, kan nie eet, dit is onrein. Hy sê wat ek as rein ag, moet jy nie as onrein ag nie. Vers 17, episode 3. Petrus was nog aan die twyfel oor wat die visioen wat hy gesien het kon beteken. Toe die mans wat deur Cornelius gestuur is, skielik by die poort aankom, nadat hulle oor Simon se huis navraag gedoen het. Hulle roep toe en vra of Simon, ook bekend as Petrus, daar tuis gaan. Terwyl Petrus nadink oor die visioen, sê die Gees vir hom, kyk, daar is 3 manne wat na jou soek. En dan ontmoet hy en hy vra vir hulle en hy vertel van Cornelius en die gesig wat Cornelius gesien het, en dan begin daar aan die middel van vers 23, episode 4. En nadat hulle die volgende dag gereed gemaak het, het hy saam met, dis nou Petrus, saam met hulle vertrek. Hy gaan toe na Cornelius toe. Die dag daarna het hy in Caesarea aangekom. Cornelius was hulle te wagte en het reeds sy familie en naaste vriende bymekaar laat kom. Kyk die
uitkringende effek. Dit raak nie net een mens nie. My bekering raak baie mense. Elke mens is binne 'n sekere kring. Vers 25. Toe Petrus binnekom, het Kornelius hom tegemoet gegaan, voor sy voete neergeval en hom begin aanbid. Maar Petrus het hom opgehelp met die woorde: "Staan op, ek self is ook net 'n mens." En terwyl hy met hom praat, het hy na binne gegaan en daar baie mense bymekaar aangetref. Net vir hulle gesê: "Julle weet dat dit vir 'n Joodse man verbode is om met iemand van 'n ander volk te assosieer of om te besoek." Ek wil amper sê, wat nog te sê, saam eet, onrein kos te eet. God het egter aan my getoon dat ek geen mens as besoedel of onrein mag beskou nie. Ek wil dit weer vir julle lees. Want ek dink dis baie van mense se probleem. Baie van die debat wat op die oomblik in die kerk aan die gang is, het hierdie probleem. Sekere mense word beskou as besoedel of onrein. Daarom het ek sonder huiwering gekom toe ek ontbied is. Nou vra ek, waarom het julle my ontbied? Hoekom moet ek by julle kom? Wat soek ek hierso? Petrus is byna komies eerlik oor sy twyfel en wat nou om te doen staan. En toe antwoord Kornelius hom en hy vertel vir hom wat hy van sy gesig gesien het. En dan in vers 33 sê Kornelius: "Ek het toe onmiddellik mense na u gestuur en dit is goed dat u gekom het. Hier is ons nou almal in die teenwoordigheid van God aanwesig om alles te hoor wat die Here aan u opgedraai het." En dan begin Petrus, en dit is waarskynlik die mees radikale, invloedryke woorde wat in die hele ganse Bybel staan, wat uit 'n mens se mond uitgekom het. Vers 34. Petrus het toe begin praat en gesê: "Ek besef nou werklik dat God niemand volgens sy uiterlike beoordeel nie." Ek wil dit weer vir julle lees. Petrus het toe begin praat en gesê: "Ek besef nou werklik dat God niemand volgens sy uiterlike oordeel nie, maar dat die mens wat ontzag het vir hom en doen wat reg is, uit watter nasie hy ook mag wees, vir hom aanvaarbaar is." Dit is die boodskap wat hy vir die kinders van Israel gestuur het, toe die evangelie van vrede deur Jesus Christus gekom het. Verkondig: hy is die Here van alle mense. Jesus Christus is die Here van alle mense. Vers 43. Oor hom getuig al die profete, dat elkeen wat in hom glo, deur sy naam vergewing van sondes ontvang. En dan lees ons van vers 44 af, toe Petrus nog aan die woord was, toe die Heilige Gees op almal wat aan die toespraak luister neergedaal, en die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was uiters verbaas, dat die gawe van die Heilige Gees selfs op die heidene uitgestort is. En nou hoor ons dat hulle reageer in 'n groot mate, baie soos die mense by die Pinksterdag, en dat ook die mense is toe gedoop en het deel geword van die kerk van daardie tyd. Aangrypende stuk geskiedenis in 6 episodes. Dit gaan in hierdie verhaal, my broers en susters, oor die bekering van Kornelius, 'n heiden wat Jesus Christus se vergifnis ontdek en glo en sy lewe verander en 'n massiewe invloed uitgeoefen het op sy huishouding en op al die mense met wie hy te doen gehad het. Maar dit gaan ook, en dit sien ons dikwels mis, oor die bekering van Petrus. En weet jy, dit gaan in 'n mate ook oor die bekering van die kerk van daardie tyd. Dis nie 'n nuwe boodskap nie. Die boodskap waarvan ons lees, die Jesus Christus in wie Kornelius moes glo, in wie Petrus glo, die Christus van die kerk van daardie tyd, het nie verander nie. Dis die Jesus wat gebore was in Bethlehem, wat geleef en gepreek het, wat gesterf het aan 'n kruis op Golgotha, wat uit die graf uitgekom het, en wat opgevaar het na die hemel.
Dis die Christus van die Bybel, die Christus van die evangelies. Hy het niks verander nie. Hy het nie verskuif nie. Want in daardie optrede en lewe en werk van Jesus Christus het God sy arms oopgemaak. Maar die mense kon dit nie raak sien nie. Die kerk van daardie tyd kon dit nie raak sien nie. Petrus kon dit nie raak sien nie. En die Here moes vir hom as hy oorsleep na Kornelius toe. Hy moes vir hom wakker skud, sodat Petrus verbaas uitroep, uiteindelik sien ek val my oogklappe af. Uiteindelik besef ek nou wat ek nooit voorheen besef het nie, God is die God van alle mense. Jesus is die Here van alle sondaars. Nie net van sommiges nie, nie net van Jode nie, nie net van wit mense nie, nie net van Afrikaners nie, maar ook van alle mense. Ook van die mense in wie ek 'n bietjie ingebore weerstand het. Hy is werklik die verlosser van alle mense. Interessant dat ons eintlik in 'n sekere sin die voet aan die ander skoen gehad het in daardie tyd. Maar die heidene was my en u voorvaders. Ons voorvaders het waarskynlik hier en daar 'n knertsie Joodse bloed, maar meeste van ons is maar baie westers, Germaans, Aries selfs. Ek dink die kerk oor al die eeue sukkel. Want op 'n stadium het die mense gesê, 'n slaaf kan nie 'n Christen wees nie. En as hy 'n Christen is, moet hy om die hoek, daar in die stoor, daar moet hy loop sit. Hy kan maar 'n kind van die Here wees, maar hy is nie saam met my 'n kind van die Here nie. Nie soos ek nie, ek is 'n beter kind, ek is 'n ander kind, ek is 'n ander soort kind van die Here. Sonder om 'n bietjie een kant toe af. Daar sekere praktiese redes, taalverskille, kultuurverskille. Natuurlik is daar verskille. Elke mens aanbid die Here op sy eie manier. Die Bybel is nie voorskriftelik nie. Elke mens kom op sy eie manier tot bekering. Dien die Here op sy manier. Maar as my manier die enigste manier, het ek die volledige reg om my manier as die waarheid en die korrekte voor te hou? Of is daar nog steeds oogklap aan die kerk? Dalk is vrouens 'n beter voorbeeld. Die Bybel sê uitdruklik, by herhaling skryf Paulus in sy briewe, in Christus is daar nie meer slaaf of vryman nie. Is daar nie meer Jood of heiden nie. Is daar nie meer man of vrou nie. Maar waaragtig waar, vat dit vir die kerk 1700 jaar om te sê, mevrou, dame, staan regop. Jy is ewig Christen as die man. Hoe is dit moontlik dat ons nog daardie weerstand in ons tyd vandag nog het? Dat ons nog steeds nie besef dat 'n vrou die gelyke geskape wese is voor God nie. Dat Jesus Christus nie iemand kyk volgens geslag of afkoms of volk of seksualiteit selfs nie. Dat die Here onbevange, onbevooroordeeld, volledig lief is vir alle sondaars. Of is 'n ander se sonde nou erger as myne? En hierdie verhaal, my broer en suster, is 'n skerp, resente boodskap vir die tyd van ons, waarin ons leef, vir vandag. Want ons raak net meer gesofistikeerd. Ons onderskeidings, ons uitsluitingsvermoë raak al meer verfynd. Ja, die Here is die Here van alle mense, maar, en dan kom ek met 'n reeks op reeks voorwaardes. As ek die verhaal van Kornelius wat tot bekering kom lees vandag, en ek lees van Petrus in die kerk se bekering, dan kom er by my net een behoefte op om te sê, Here, vergewe ons. Vergewe u kerk, vergewe die NG Kerk vir die onreg dat ons u genade kon weerhou van enige ander mens. En gedink dit is net vir my. Hoor u, verstaan u iets daarvan? Daarmee word die verkeerde nie skielik reg nie. Daarmee word die sonde nie gekondoneer nie. Daarmee sê ons nie sekere goed is toelaatbaar en reg nie. Dit sê ons nie. Verkeerd bly verkeerd.
Daarom sê Petrus, aanvaar Jesus as verlosser en gaan leef jou geloof uit deur die sonde te begrawe, deur die heiligmaking na te streef. Maar mag die Here vir ons vergewe, dat ons mense doelbewus op baie oulike maniere weggehou het van die enigste middelaar, die Seun van God. Cornelius die heiden, kind van die Here. Petrus die Jood, kind van die Here. U en ek vandag, sonder mense, genadiglik, sonder verdienste, met ons sonde en al, het God het reg gekry om vir hierdie vieslike wese, hierdie rebel, hierdie opstandeling lief te word. En hy sê vir een van my vanmôre, vir jou, het my seun gesterf. Moet dit nie vashou vir jouself nie. Deel dit met elke ander sondaar. Dis 'n uitdaging. En dit is soms moeilik. Soms moet ons aan ons ore gesleep word daarheen. Mag die Here geduldig wees met ons. Amen. En ek glo in my broer en suster, nou word ons in die kerk van die wêreld ingestuur. Hier is dit maklik om die Here te aanbid. Hier is nie teenspraak nie, hier is nie spot nie, hier is nie vervolging nie. Maar in die kerk van die wêreld, daar waar u en ek nou moet gaan leef, daar is die uitdagings. Mag die Here by u wees op 'n manier wat u bewus maak van sy teenwoordigheid en van die taak, dat u kan sê, nou weet ek beter. Mag die Here vir u seën, u sy genade gee en by u wees. Om dit te bevestig, ontvang sy seën, gaan leef gemotiveerd as sy kinders en met vrede. God die Vader is by u. Hy is almagtig en kan en wil vir u sorg. Die Here Jesus Christus het u vryheid verdien. Hy wil die verlosser wees. Gaan leef in die vryheid wat hy vir u gee. Die Heilige Gees is ons troos, is ons wysheid en by ons. Wees bewus daarvan en leef in sy krag. God drie enig, seën u en gaan saam met u.